Dit lyk vir ons daarom sy net so op 'n pragtige Sondagoggend en so wonderlik is dit om so in die natuur te kan sit vanoggend in die tuin en saam met jou te kan kuier rondom die woord en sommer net die woord vanoggend met jou te deel en vir jou te sê baie welkom by ons aanlyn kerk op Sondagoggende tussen 10 en 11 en Sondaande 8:00. Nou ja, as jy in die week wil inskakel, ons is tussen 8 en 9 weeksaande, donderdag aande is ons aanbiddingssessie, dan bid ons vir almal. Maar maandag tot woensdae aande en eintlik sonnaande is ons tyd dat ek met die woord deel. En dit is maar altyd lekker om sommer maar net saam jou te kuier in die teenwoordigheid van die Here. En mag vanoggend ook weer eens inspirerende boodskap wees. As jy net weet hoe het ek en my tannie en my ma gisteraand gesukkel om hierdie boodskap uit te print op haar printertjie. Maar ek het gevoel of ons om 'n 1935 version daai het, dat ons soms opwarm en afsit en opwarm en afsit en naderhand gekopie en paste en gekopie en paste en dit was dit eventually reg gekry. Nou vanoggend dit is vir my lekker om saam mee te kuier en ek glo jy het 'n besonderse naweek, 'n lang naweek agter die rug en dat jy opgewonde is oor hierdie week wat voorlê. Ja, om terug werk toe te gaan is mos altyd te lekker nie, maar dit is iets wat ons moet doen om natuurlik ook die pot aan die kook te hou. En vanoggend vir my, kan jy glo die vakansie is om die draai. Aktiwiteite het my broer donderdag gesien en sê Vrydag is SA's en is rugby Saterdag. Dis 'n besige program vir ouers. Besige program nog meer vir skoolhoofde. En jy sal vir my sê vanoggend, ek is in Maart, maar ek voel moeg en oorlaai en uitgeput Stef en dinge is net vir my te veel, dan wil ek vanoggend vir jou sê, jy's op die beste plek op 'n Sondagoggend om saam met my te kuier in die teenwoordigheid van die Here. En mag vanoggend se woord werklik waar vir jou net optel en oplig en toevou en omhels en jy sommer in hierdie tyd ook sy vrede en sy liefde beleef en ervaar en vanoggend sommer net, jy weet, na die boodskap sal sê, Here, ek sien, ek het moed, ek het krag, ek sien lig. Ek het vanoggend opgestaan, jy weet, toe sê ek vir my ma, 'n setup. Jy weet, 'n setback. Ask for a setup for a comeback. It's setting me up for a comeback. Your setback is setting you up for a comeback. En vanoggend wil ek vir jou sê dat dit wat gebeur het, wat sleg is, dit wat ongemaklik was, mag hierdie nie die laaste hou gewees het nie, maar die begin om jou in die rigting te vat wat die Here Jesus vir jou en my instoor het. Baie welkom en vanoggend, Here, wil ons baie dankie sê vir die liefde en genade en vir die voorreg wat ons het om in die teenwoordigheid te kuier en vanoggend te kan sê, Jesus Abba Vader, Jesus Hemelse God, en as ek so kyk na die natuur om my, Here, dan raak ek so bewus van liefde, ek raak bewus van vrede, ek raak bewus van genade. En soos U vir die mossies en vir hierdie voeltjies en hierdie veld sorg, Here, so sorg U vir ons. En baie keer, Here, verloor ons drome, ons verloor ons uitkyk op die lewe, en selfs die nou oomblik wil ons nie aangaan nie, omdat dinge vir ons donker lyk. En vanoggend wil ek bid dat U haar en hom wat luister sal oplig en versterk en omhels met liefde en dat die Heilige Gees vanoggend kragtig hierdie manne en vroue wat luister sal omvou en omhels. Here, dankie dat U my eerste lief gehad het. Eerste lief. Dankie vir oorwinning in U. Dankie vir krag in U. Dankie vir sterkte in U. Here, ons kyk na die
omstandighede daar buite en ons regering en ons kyk na politieke leiers en ons sien, Here, dat hulle eintlik rigtingloos is. Ons nasie, ons land, Here, bid vir rigting en al rigting is in U. En so bid ons dat ons leierskap, ons president en die kabinet en alle partye terugkeer na God toe. Here, U as die lewende God, dat ons weer die waardes en die norms sal terugbring. Here, dat ons uit hierdie ballingskap sal uittreë. En dan bid ek ook, Here, vir die ballingskap wat tans in mense se gemoedere rus. Voel ek is vasgevang in kettinge. Stefan, ek weet nie wat ek kan doen nie. Mag Here jou vanoggend aanraak. En hy gee vir die vermoeides krag. Hy maak oop vir die wat klop. En hy bring vir jou en my die belofte dat ek en jy nie alleen is nie. Amen. Goeiemôre, baie welkom. Jy sal sien my nommer verskyn op TikTok en dan ook op Facebook. En dan wil ek vir jou sê dat jy moet nie vra plaas my op die groep nie. Ek plaas my nommer juis daar op TikTok en dan ook op Facebook dat jy vir my 'n WhatsApp stuur. Nie om te wil gesels nie, maar tog net om te sê Stefan, sit my op die groep. Natuurlik stuur die mense vir my op WhatsApp groepe en ek waardeer dit om te sê bid saam met my. En ek doen dit en ek kommunikeer waar ek kan. En vanoggend is vir een van die oggende wat ek met jou wil kom praat oor iets wat werklik naby my hart lê, is die houvas wat ons verlede op ons het, wat ons roof van ons toekoms. Nou kom ek gesê het, my nommer is op die blaaie, dat elke boodskap wat ek bedien, 'n live, sê nou maar wat ek 'n boodskap soos vanoggend bedien, plaas ek op die groep in 'n PDF formaat, op Telegram en dan natuurlik ook op WhatsApp. Net dat jy dit kan vat en dit kan joune maak. Dankie Magda, ek sien sy het al reeds my nommer opgeplaas. Renier, baie dankie. Julle my nommer opsit so deur die diens. Ek sien Elmarie doen dit ook gereeld. Ek waardeer dit uit my hart uit. En dan om net vir jou hierdie preekmateriaal. Ek wil sê preek nie. Ek sien dit eerder as 'n sessie wat ek net lekker saam met jou kuier, met jou wil deel en jy dit vat en dalk vir iemand forward en sê hoorie, dalk is hierdie nodig vir jou vanoggend. Ja, natuurlik op YouTube, my kanaal Pastor Stef. Ek hardloop na naby 1000 subscribers toe daar. En gaan join my daar. Dis gratis verniet. Dankie vir jou wat die blad ondersteun. Dankie wat ook hierdie blad finansiëel ondersteun. Here seën julle ryklik. Nou vanoggend dink ek aan die houvas wat die verlede op soveel mense het. En jy sê dalk vir my, ja, maar dit het eintlik nie houvas op my nie. Hou so 'n bietjie vas en luister my deur vanoggend en dan gaan mediteer jy alleen tyd met God. Want watter hou vas het jou verlede op jou toekoms? Dit is groot woorde. Dit is my hartseer as ek hoor van mense wat in hulle verlede vasgevang is. En ek wil nou nie op 'n hele verlede, jy weet, ek wil nie nou op 'n jou verlede inbring en op 'n onsensitiewe manier hieroor praat nie, want hierdie is 'n baie natuurlik, nie een van ons se verlede is mooi nie. Elkeen van ons het 'n storie. As ek jou my storie vertel, val jy van jou stoel af. As jy my jou storie vertel, pas ek dalk uit. Dalk as ek na jou storie luister, sal ek sê, ag nee, wat, kom drink 'n koffie saam met my, kom luister na hierdie harder. Dis eintlik vir bo 18. Elkeen van ons het 'n storie. Want hier is 'n baie netelige onderwerp wat nie sommer net so ligtelik moet hanteer word nie. En ek praat vanoggend uit my hart uit omdat ek die intensiteit van behoefte ken en seer ken. Ek werk elke dag met dit. En ongelukkig bly en leef ons in 'n samelewing wat soveel skade doen, wat mense se toekoms verwoes deur optredes wat sy oorsprong het in alkohol en slegte verhoudinge
egskeidings, gesinsgeweld, emosionele geweld. Ag, daar kan soveel baie meer wees. In hierdie proses word kinders groot wat dikwels nooit ooit weer hierdie juk van hulle verlede wat hulle deurgegaan het in hulle ouerhuis en selfs ook in hulle eie huise afgooi nie. Want die letsels van die verlede maak dat mense nooit hulle volle potensiaal ontwikkel nie. Die hartseer is dat jy kan nie regmatig, jy kan nie 100% funksioneer in die volheid wat God vir jou instoor het, as jy nog 'n hinkering het om vas te hou aan daai letsels en aan daai seer van die verlede. En op hierdie wil ek 'n uitroep of 'n oproep aan jou maak om vir jou te sê, die Here aanvaar jou en my met ons gisters en ons eergisters. Hy aanvaar ons met daai stikken, met daai flentersharte wat soos die stikkend en die seer, wat soos mos wat op klippe groei, op ons kom groei. So kom God en hy kom was ons skoon. Dis soos 'n skierwoldraad wat jy vat en daai klippies skoon maak. Kom God nie met wreedheid nie, maar met liefde, met sagkens, met passie. En hy kom staan by my stil en hy kom was my skoon met sy bloed. Hy kom herstel my. Want dis hierdie verlede wat maak dat baie keer ek nie in my volheid kan funksioneer in my besigheid. In my huwelik as 'n man nie kan funksioneer as gevolg van die letsels van 'n mislukte ouerhuis. Vir woorde wat gesê is toe ek 'n kind was, wat op my gegroei het. Die afkraak, die verkrachting, die molestering, die verwerping, daai egskeiding. Die verwydering uit 'n ouerhuis uit van 'n boetie en 'n sussie. En natuurlik doen hierdie goeters die sleg, want dit lei tot 'n swak selfbeeld. 'n Minderwaardigheidskompleks, en dan die hartseerste deel is dat die geskiedenis homself dan baie keer begin herhaal. Want wat met my gebeur het, laat ek dan met my kinders gebeur. Want jy sien wat agter my lê, laat ek dan toe om te dikteer wat voor my gebeur. En hierdie is gevaarlik, meneer. Mevrou Boeta Sissa, jy wat vanoggend dalk nog in jou bed lê, jy wat dalk in jou sitkamer sit, of dalk nou net van 'n bergfiets marathon af gekom het, of iewers te gaan stap het. Voel ek vanoggend dat die Here vir jou sê, moenie dat jou gisters en jou eergisters, moenie dat jou verlede jou toekoms dikteer nie. Jy is meer as jou gisters. Jy is meer as jou verlede. En daai bindinge en daai kursus, dit wil ek vanoggend by jou kom stil staan en vir jou sê, wat ek nou in is, wat ek nou beleef, definieer nie wie ek is nie. Want jy sien, wat agter my is, laat ons baie keer toe, om so sterk invloed op ons te hê, dat dit my toekoms dikteer. En die meeste mense kry nie sommer dit reg, om uit hulle self hierdie bande te verbreek nie. Maar God dank, met die hulp van die Here, wil ek vir jou vandag sê, is dit moontlik. Ek wil so ver gaan, om te sê, ek het nog nooit iemand ontmoet, wat die juk van die verlede kon afgegooi het, sonder die Here nie. Jy het vanoggend die Here nodig. Maar al baie mense gesien, ek het baie mense gesien, wat dit net kon regkry, deurdat hulle Jesus 'n kans gee. Gee God vanoggend 'n regmatige kans, dat hy toetree tot jou lewe, en deel met daai verlede,
deel met daai seer. Want hoekom word ons so vasgevang daardeur? En nou sê vir my Stef, en hoe hanteer ek so iets? Wel, ek het 'n voorbeeld en ek hoop jy luister my uit in die volgende uur. Ek het 'n voorbeeld gehoor op 'n tyd wat vir my verskriklik baie beteken. En ek wil hê jy moet nou baie mooi hoor wat ek vir jou sê. Want hierdie persoon het gepraat van 'n motor se vooruit. 'n Motor se vooruit? 'n Groot stuk glas maak dat ek 'n baie goeie uitsig het van wat voor my gebeur. En dit is nodig om voor jou te kan sien, want dit is wat ek nodig het om veilig vooruit te kan beweeg. Maar voor my is ook 'n spieeltjie, 'n triespieeltjie. En hierdie is, jy weet daar's 'n spieeltjie aan die kant, en dat ek hierdie triespieeltjie om te kan sien wat agter my is. En daarom moet die vooruit groot wees. En daai triespieeltjie klein. Want die groot vooruit is nodig om betyds 'n handeling te kan neem. Maar daai triespieeltjie, jy moet hoor waantoe ek gaan vanoggend, is klein. Want dit is net ter inligting wat agter my is, wat agter jou is. En dit bepaal nie waarheen ek gaan nie. Dit wys eintlik maar net as ek in daai triespieeltjie kyk, waar ek was. En so is dit ook in my, en so is dit ook in jou lewe. Die vooruit is groot in ons lewens. Want dit gee my en jou die visie oor die toekoms, maar steeds beperk, want die Here gee vir ons net genoeg visie. En jy moet nou hoor wat ek nou vir jou sê, en hou op, amper sê kom hemelsnaam, hou op om so hard teenoor jouself te wees. Hierdie vooruit is my visie. Maar die Here gee vir my en jou net genoeg visie, om ver genoeg te sien, om rigting te kry en te hou. Om te fokus. Want daai triespieeltjie wat ek inkyk in ons lewens, hoef nie te groot te wees nie. Dit hoef nie. Want dit lê agter ons. Baie jare gelede het ek, of 'n paar jaar, nie baie lank terug nie, was ek in 'n karongeluk. Ek het nie my veiligheidsgordel aangehad nie. En ek is feitelik deur die windskerm. Maar my kakebeen met die impak het die triespieeltjie my kakebeen gebreek. En die dak bo op 'n paar plekke waar hulle moes opereer en herstel. Daai klein triespieeltjie het skade gemaak. En terwyl ek nou hier sit, toe dink ek aan, hy het nie 'n groot rol wat hy speel nie. Maar as ek te veel op hom gaan fokus, gaan ek nie op my toekoms kan fokus nie. En as ek die hele tyd gaan terugkyk in my verlede, Boeta Sissa luister, it's forever gone. Dit's verby. Ek wil Filippense 3 vir jou 2 versies lees wat ek voor baie lief is. En hy sê in vers 13 en 14, broeders, ek verbeel my nie dat ek dit alles sal het nie, maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit van wat voor is. Vers 14 sê ek span my uit. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Met Christus kan ek my losmaak van wat agter is. Ek wil vir jou hierdie uitlig. Hy sê ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is.
Hy sê hierso nog iets wat vir my mooi is, en dit is waar die samelewing dit verkeerd het. Want hier kom Jesus en hy sê, en jy weet, hier skryf oom Paulus, hy sê, ek span my uit om by die wenstreep te kom. Nie om eers te hoor om te kom nie, om by die wenstreep te kom. Jou lewe het sy eie pas, jy het jou eie identiteit, jy het jou eie emosies, jy het jou eie sintuiglike. Hou op jou wil self opmeet op die wedloop van ander. Hou op die spoed te wil hardloop van ander, selfs van jou metgesel. Jy is uniek, mevrou, meneer. Jy's besonders mooi aan mekaar geweef. Jy is gekies om in hierdie oomblik, in die nou oomblik, net jouself te wees. Net om God lief te hê en om te dek wat hy vir jou en my in stoor het. So jy sien, die Satan het net een manier. Hy hou vas op jou en op my. En dis ons verlede. Wat 'n ander hou vas het op jou? Wat kan hy teen Stef gebruik? Wat kan hy teen jou gebruik? Dat wat jy gedoen het. Want as ek en jy vrygemaak is vanoggend, en hoor vanoggend wat ek vir jou sê, en ek sê dit uit my hart uit. Want as ek en jy vrygemaak is deur Christus, is die mag van die verlede gebreek. Dan is baie klein speeltjies, daai klein speeltjie in jou lewe nie meer nodig nie. Maar ek kry myself gereeld om meer te fokus op daai 3 speeltjie. Meer te fokus op my gisters en my eergisters. Wat gebeur as hierdie 3 speeltjie in jou lewe en in my lewe te groot raak? Wel, die verlede hou ons vas in slawerny. Slawerny beteken dat ons nie self beheer het oor ons toekoms nie. Of ons denke, of in ons optrede. En ek sien mense wat vasgevang is in daai slawerny. Slawerny wat jy in bondage nie in vrymaking kan lewe nie. En God wil vanoggend vir jou sê, my plan vir jou, my droom vir jou, die kruis, is vrymaking, is verlossing. Hoekom loop jy 2000 jaar later nog steeds en hou vas aan daai 3 speeltjie? Jy fokus op die gisters en op die eergisters. Daai fokus op die 3 speeltjie maak dat jy jouself bind. En jy sit vanoggend dalk op hierdie Sondag vasgevang. As hierdie 3 speeltjie te groot is, verval jy eerstens in slawerny, en tweedens wil ek vir jou sê, wat agter jou en my lê, as ons daarop fokus, dan breek dit ons spoed, dit rem ons. Toe ek baie klein was, ek was nou nie een van die beste atlete nie. Ek was geneig om die eerste ronde op 'n lang afstand heel voor te wil hardloop. Daai moment of glory. En net om na daai eerste 400 meter om daai draai uit te sak. En dan my fout was, dat ek die hele tyd oor my skouer gekyk wie agter my is. Ek het dit, en dit het gemaak dat ek soveel spoed verloor het. Dat ek nie kon aangaan om my wedloop te hardloop nie. Dat ek nie kon fokus om myself voor te berei om die man voor my, die jong man voor my, verby te steek nie. En baie keer as ek in die 3 speeltjie kyk, verhinder dit my toekomsdrome. Dit verhinder dat ek vorentoe beweeg. Dit maak dat ek rondkyk en dit trek my terug. Want wanneer ek in my baan rondkyk, verloor ek my fokus en verloor ek my ritme en verloor ek my spoed. En jy sê vir my nou, Stefan,
Ek het my ritme in die lewe verloor. Ek het nie meer lus om te lewe nie. Ek het nie meer lus om in hierdie ronde op te staan nie, want jong, dit is net chaos en ek voel vernederend oor wat met my tans gebeur. Wat dink my kinders van my? Wat dink my vriende van my? Ja, weer 'n keer. Ja, ag, ons het geweet dit gaan nie werk nie. Sal in jou besigheid, sal in jou verhouding, sal in jou huwelik, sal in jou vriendekringe. Dit is die gedrag en die woorde van mense. Derdens, as jy die hele tyd in jou triespieeltjie kyk, die gevaar is, die verlede maak dat ons net ou koeie raak sien. En dit kom dan in ons dag tot dag lewe na die oppervlakte toe. En ook so in my gedrag. Skiet daai vet koei dood, man. Maak klaar met daai vet koei. Hy lê nie verniet in hy sloot nie. Hallo? Daai vet koei hoort nie in jou lewe nie. Maar as jy die hele tyd daarin gaan karring, gaan dit afsmeer op jou. Dit maak vierdens dat ons alle hoop vir die toekoms verloor. Want ek wil vir jou sê, ek was ook daar. Nie baie lank gelede nie. Maar ek het vasgehou. Ek het nie geweet hoekom en waarom. Ek moes 'n keuse maak. En ek het 'n keuse gemaak wat ek geweet het, dat as ek wegstap van sekere besigheid, 'n paar jaar gelede, en ek gaan die Here volg, voluit, om te doen wat ek voorgeroep is, gaan dit taaf wees. Ons word nie een beloof as ons die Here aanneem, 'n strate met goud, wat vir jou uitgerol word. O nee. Die versoekinge, die aanslag, dis daar. Het gaan oor keuses vanoggend, Boeta. Sy sal luister, dit maak dat ons alle hoop vir die toekoms verloor. Jy wil nie uit die bed uit opstaan nie. Jy sit in jou Toyotaatjie en jy kyk uit terwyl dit reën, die wipers gaan hierdie kant toe, daai kant toe, en jy's moeg. Jy is platgeslaan. Jy sit by winkelsentrum met in jou voertuig en vir een of ander rede is jy nie lus om aan te gaan. Dat die lewe nie meer die moeite werd raak nie, dis hoe ons voel baie keer. So asof ons dan sê dat niks in die toekoms beter kan wees as die verlede nie. Daai is 'n leuen vanoggend. Ek wil vir jou sê, so asof daar nie 'n Jesus staan en wink nie. Dis my vooruitsig. Wat se hou vas het jou verlede vanoggend as ek jou vra op jou toekoms? Dink 'n bietjie gou. Dis Sondag, dis 'n week wat voor lê. Hier's nog die res van die jaar wat voor lê. Moet ons enigsins 'n triespieeltjie hê? Ek gaan jou skok om vir jou te sê, ja, verseker, solank dit 'n klein triespieeltjie is. Want deur terug te kyk, kan ek en jy ook sien hoe ek, wat Stefanus gegroei het. En hoe ek dit agtergelaat het. En hoe ek aanbeweeg het. Ek wil vir jou iets sê, jy's sterker as wat jy besef. Jy sien, as jy die verlede agter jou laat, beweeg jy weg van daai probleme af. En vanoggend wil ek vir jou sê, om by die plek te kan kom, om te sê, Here, ek maak 'n keuse vandag, om dit agter my te sit, vry te spreek en aan te beweeg en vorentoe te beweeg. Want dan sal jy in die triespieeltjie sien, hoe dit geleidelik in die niet verdwyn. Jy sal stelselmatig herstel deur hierdie herstelproses gesond word. En voor jy jou kry en jy kyk terug,
En dan sê dit was alles uit genade. En dan sê jy ook nog, dit was die moeite werd gewees. So, maar as jy dit saam met jou sleep, wat jy dalk moontlik doen, soos 'n ou venter sleepwaandjie, dan bly dit by jou. Ons noem dit bagasie. En hierdie is vir my vanoggend hartseer om te sien, dat boetas en sissas, daai trailer vol van hulle gisters en hulle eergisters, saam met hulle sleep in 'n nuwe werk in 'n nuwe besigheid. In 'n nuwe verhouding. Net nooit loskom nie. En baie keer die hartseer is, dan bel 'n vrou my en sê vir my, of 'n man bel my, en sê vir my, jong, ek het gedink ek gaan hom verander, Stef. Ek het gedink ek gaan hom verander, maar jong, dit word net erger. En hierdie is so nodig, dat jy met die bagasie in jou lewe moet deel mee. Jy kan nie die toekoms ingaan met die verlede nie. En as jy toelaat dat die verlede saam met jou in die toekoms ingaan, is dit 'n nagmerrie. Dis 'n nagmerrie, nie net vir jou nie, maar vir jou omstandighede en selfs vir die liefde, vir die mense wat lief is vir jou om jou. Want daai lelik kom altyd uit. En die probleem is baie keer, ons soek baie keer die fout by ander. Ons produkteer daai verlede se seerletsels agter mombakkies en ons wil dit op ander produkteer. Dit is jy wat my seer maak. Dit is jy, dit is jy, dit is sy, dit is hoekom, dit is waarom. Sonder om in te kan kyk. En vanoggend glo ek dat die Heilige Gees op hierdie pragtige mooi dag met jou en met my praat om vir my te sê dat die tyd geword dat jy kom sit in my rus en kan deel met daai verlede. Want daai triespieeltjie het al soos die groot ruit geword. Dis al wat jy op fokus. Dis hoekom jy so ellendig voel. Dis hoekom jy so mismoedig en te neergedruk voel. Om te kan sien wat ek nie in my eie huis moet doen nie. 'n ander rede vir terugkyk is om te leer uit die foute van die verlede. Dan kyk jy heeltyd, en ek wil hê jy moet hoor wat ek nou vir jou sê, om te kan sien wat ek nie in my eie huis doen nie. Sodat ek nie die sleepwa wat nou nog swaarder gelaai is, aangee na my vrou en na my kinders en na hulle wat vir my lief is doen nie. Want jy plaas dit nou net op hulle. So wat sê ek vir jou vanoggend om in oorwinning en dankbaarheid te kan leef? Ek het al vertel van mense wat regtig kan sê, been there, done that. Wat vir dekades in hulle lewens gestoei het en deur alles, jy weet, dankbaar gegaan het. En van hulle het vir my gesê, ek sal weer deur elkeen van hierdie dinge gaan, van vooraf, as ek net Jesus voor die tyd daarin kan ontmoet. As ek net weet in dit, sal ek Jesus vind. Daai het oorwinning gekry. Jy sien, nou hoe lyk die vooruit? Hoekom is hy nodig in jou lewe vanoggend? Hoekom neem ek hierdie Elisie of hierdie voorbeeld vanoggend? Wel, die Here is soos my en jou vooruit. Hy gee vir my, hy gee vir jou visie vir die toekoms. Hy gee visie dat ons in vertroue voluit vooruit kan beweeg. En ek moet myself afvra op hierdie oggend, leef ek voluit?
doen ek alles voluit. Jy sien hierdie vooruit het nie 'n spieël nodig. Hierdie vooruit is wonderlik deursigtig. Ek ry die ander aand saam met iemand wat 'n kraak in die ruit het. Dis hierdie amper 2 meter by meter vooruit. Maar tog, daai klein kraak in die hoek, wil jy soms na hom toe laat kyk. En as ek glo die son op daai kraak fokus of skyn, is dit 'n irritasie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, in God se vooruit is daar deursigtigheid. Het nie 'n spieeltjie nodig nie. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy terugkom en klaarmaak, en jy toelaat om daai 3 spieeltjie bietjie vanaf te kyk, wys hy jou toekoms. Maar die spieeltjie het ek agtergekom in Stefan se lewe, kan eintlik net reflekteer wat was. Vriend, vriendin, hoekom daarop? Jou krag, jou energie op laat fokus. Jy ontneem van jou spontaniteit, jy ontneem van die nou oomblik, jy ontneem van om in hierdie sy volheid te kan geniet. So natuurlik is hierdie vooruit van sterk glas gemaak. Om wat te doen? Om my en jou te beskerm. Die spieeltjie van dun glas, wat eintlik maar net maklik breek. Want jy sien, die spieeltjie is nie veronderstel om vir my en vir jou 'n gevaar in te hou nie. Die verlede, luister baie mooi, het geen hou vas op jou nie. Wie die verlede laat toelaat om 'n effek op hom te hê, sê, is ek self. So deur die vooruit te kan kyk, kan ek vanoggend sê, met my oog gerig op Jesus, kan ek vorentoe gaan. En nou natuurlik staan Jesus voor my en jou vandag, my wink en sê, kom almal wat vermoeid en belas is. Jy sien, om nie in die spieël, as jy die 3 spieeltjie kyk, sien jy nie Jesus en hy waai vir jou nie. Soos of hy vir jou sê, gaan maar aan, good luck nie. Jy sê Psalm 119 vers 105, sê, u woord is die lamp wat my weg wys, die lig op my pad. Laat ek my emosies, my kragte inkorporeer, in fokus op hom. Mag ek vanoggend my sterkte vind in hom. My vriend, my vriendin, al die antwoorde vir probleme van die toekoms is in die woord van God. Hoor wat ek vir jou sê. 'n Toekoms saam met die Here gee hoop. Dit gee vastigheid. Verander jou toekoms deur gebed. Gaan pleit jy in jou binnekamer, jy alleen, voor die Here en vra hom vir oorwinning oor jou verlede. En gryp hom vas. Ek kan vanoggend vir jou met sekerheid sê, hy is 'n getroue God.
Gaan maak klaar, Sissa. Gaan maak klaar met wat agter jou is. Neem vandag hy besluit, hierdie boodskap is spesifiek vir vanoggend vir jou. Haak daardie ventersleep waantjie wat net swaarder en swaarder word af. En los hom. Moenie toelaat dat daai bagasie in hierdie week, in hierdie maand, in hierdie seisoen saam met jou gaan. Ek wil vir jou sê, kry 'n vriend, kry iemand wat saam met jou kan bid, 'n vertroueling, kry iemand om jou te help, gaan na God toe. En as die Satan jou herinner aan jou verlede deur daai triespieeltjie, herinner hom aan sy toekoms. Kom ek en jy vanoggend leef in oorwinning. Kom ek en jy laat hom toe om juis op hierdie tydstip vir ons te kon omvou en vir ons weer visie te gee. Laat hom toe. Heilige Gees, vanoggend wil ons dankie sê. Eerstens vir genade en liefde. Dankie vir die voorreg het ons op hierdie Sondagoggend, hierdie dag, wanneer jy ook al luister, net tot die besef kan kom, vir hoe lank het my verlede my geroof van my toekoms. Hoe lank het dit gemaak, dat ek nie in die nou oomblik meer die lig kon sien nie. Die oomblik kon ervaar van vreugde, die oomblik van rus, die oomblik van krag. Here, dankie vanoggend dat jy waarmaker is van die woord, dat jy hierdie man en vrou wat vanoggend luister, wat so lank in die triespieeltjie en te lank omgedraai het, en vasgehou aan die verlede, aan daai pynhope, vandag die krag gee om op te staan. Dankie vir herstel. Dankie vir my toekoms, my mooi toekoms. Dankie vir die nou oomblik. Dankie dat ek U kan vind in die nou oomblik. En uit te kan kyk in hierdie groot, mooi geleentheid wat voor my is, my toekoms, deur U genade. Seën haar en hom vandag, Here. Dankie dat ek met rou deel, met seer deel, met pyn deel, met bitterheid deel, van bitter na beter, van stikkend na heel, van vrees na vrede. Dankie vir verlossing. In Jesus se naam. Amen. Dit is volgens vir my so lekker gewees om met hierdie woord met jou te deel. Wat 'n kosbare woord. Ons sit gisteraand om die koffietafel in ons. Ek preek vir myself hierdie preek en my ma, my tannie, en terwyl ons so sit, dink ek aan my lewe. Dink ek hoe baie keer dinge net so vinnig verby ons beweeg. En ons baie mis. My nommer is op TikTok, hy's op Facebook nou. Kyk daarso, daar sien julle is my nommer. En jy sal sien Stefan Pieterse. Ek eintlik Stefan Andre Pieterse. Maar almal noem my maar Pastoor Stef. En ek het nou maar besluit, ek is maar Pastoor Stef. So dis maar, hulle noem my dit, dan begin ons maar so aan. Maar ek wil vir jou sê van my kant af, dat ek saam met jou bid, en dat ek jou opdra aan die Here, en die Here vertrou. Baie dankie Renier, daar's my nommer, skryf hom neer, en stuur vir my 'n WhatsApp, en sê Stef, sit my op die groepies, en jy gaan hierdie boodskap volgende dag kry, en hy gaan binnekort, gaan ek hom ook op YouTube plaas, en hy sal vanmiddag ook, natuurlik binne die volgende uur, ook op TikTok wees. Dit is my baie lekker gewees om saam met jou te kuier. Ek kyk uit om vanaand, so tussen 8 en 9 saam met jou te kuier. Maar is dit nou nie lekker gewees vanoggend? Om sommer net daar waar jy is, so aanlyn kerk saam te kan geniet.
Ek wil jou uitnooi as jy nog aanlyn is, wil jy nie hierdie boodskap, daai share knoppie druk. Druk share. Tag iemand, share dit met iemand en geniet jou skaapboutjie of daai varkboutjie of mamma se boutjie vanmiddag. Maar geniet iets vanmiddag. Gaan geniet jouself, rus lekker. Sien uit of vanaand saam met jou te kuier. Groete vir sproete en nou lekker vir vlekkie. God bless.